27-18, ja. Daar so sê. White Roses wat nou met mening speel. Hulle steeds in besit van die bal. Nou een van my, een van jou. Nou is dit die nommer 7 wat sy oor plat trek. Maar nou hardtoe hy hom vas in 'n groen muur. Hulle steeds in besit van die bal. Nou so steekskoppie vorentoe na die hoek toe. Kan hulle dit doen? Wat maak hulle? As hy gedruk. Wat sê die skeieregter? Die skeieregter bevestig dit nou nog nie. Hy gesels met sy lynregter daar, sy assistent skeieregter. En nee, dit is nie 'n 3 nie. Hierdie manne White Roses wat 'n begeesterde span uitgekom het hier in die tweede helfte. Wat lyk asof hulle geen tyd wil mors nie. Dan weer eens 'n besering daar aan die kant van Wells Dragons. Speler wat dan gaan sit. Lyk na die nommer 5 slot, Mbandezi, wat bietjie mediese aandag gaan ontvang. Die manne van Wells Dragons wat met bekommerde gesigte vra van hulle verdediging, maar ook hierdie begeesterde aanval van White Roses in die tweede helfte. Speler daar van Dragons wat op die naad van sy rug lê. Dat is natuurlijk Mbandezi. Is het Mbandezi? Het lijkt voor mij naar die nummer 5 slot, Mbandezi. Beetje medische aandacht ontvang. Een 22 meter inskop wat op ons wacht. Het is Wells Dragons waar die bal gaan inskop vir ons om die wedstrijd weer aan die gang te kry. Is dan Vusani met bal in hand. Speler wat steeds daar so lê. Terwyl hy aandag kry. Mediese aandag. Lyk vir my sy kop wat net bietjie opgepatch word daar. En hy is weer reg om dinge te vat vir ons. Ja, goeie ding dat hy terug is op sy voete en terug is op sy bene. Lyk my so 'n spel wat nou weer sal aangaan. Die nommer 20 wat die veld vat, M. Matthews. Hy vervang dan natuurlijk vir die nommer 4, Mandla. Ja, Mr. Mandla. Spel wat hervat word met die 22 meter inskop. Bal wat gevang word daar deur die 8ste man, Ronald Titus van White Roses. Hoë bal. Kan nie bemeester word deur Dragons nie. Die bal wat dan almal klop om agter by die doodlyn uit te gaan. Ons sal weer terugkom vir 'n skrim of 'n 22 meter inskop. Dit is dan 'n skrim van waar af die speler die bal geskop het. En dit sal 'n skrim wees vir die besoekers Wells Dragons. Net so op die 10 meter stippellyn, steeds in hulle eie gebied. Kan hulle iets doen om weer terug te kom in hierdie wedstryd? Is Witboy wat gereed staan om die bal in die warm oontin te gooi. Bal ingegooi. Witboy wat die bal kry, gee vir Matthews. Matthews gee vir sy center. Die center, is dit 'n poging vir onderskep. Maar was dit 'n poging van... Ja nee, hy gaan definitief 'n kaart kry. Definitief 'n kaart kry hy. Nommer die heel agter, Arendse.
Dis hy wat daar so gestraf word. Steeds op hulle voete nou, die besoekers. Bal wat uitkom. Hy word gelig, sy pale behoorlik gelig. Omgekeerde besit nou. White Roses. Ja, so taktiese skopie vorentoe. Die vleuel kan hom nie kry nie. Roses flank wat hom kry. En nou sit die nommer 9 skrimskakel Davids. Nou word daar vorentoe geboender. Hulle is 'n paar meter weg van, of hulle is binne die kwartgebied nou. En dan natuurlik die nommer 5. Hy is Leonardo Panas. Vannacht daar aangekom, dit is nie 'n 3 nie. Daar was omkant spel geweest daar. Vinnige tikskoppie nou aan die hande daar van die nommer 1 stad. De Blanche. En nou is dit Baartman nou. Wyd gespeel na die oorkant toe. Nou word daar onderskep nou. Die besoekers wat kom in 'n teenaanval. Gaan hy hom in kan kry. Hy hardloop met die bal. Hy trek sy ore plat. Niemand kan hom kry nie. Dis die nommer 14. Niemand kan hom kry nie. Niemand anders as Vusani. Ja, as Vusani. Is dit 3 daar vir Dragons. Pragtige 3. Telling dan nou 27-23 met de doelskop wat wacht. Kan Matthew slaag met hierdie doelskop. Maar die telling dan 27-25 gaan maak. Vlak voor die pale. Hy maak geen fout nie. Die telling dan 27-25. Dit is Wells Dragons wat inderdaad weer terug in hierdie wedstrijd is. En hierdie wedstrijd kan enige kant toe gaan vandag, dames en heren. Absoluut. Wedstrijd wat wipplank ry. Een vir jou, een vir my. Puntetelling baie na aan mekaar. Daar die geel kaart van Kelvin Arendse wat hulle bietjie dier te staan kom nou. Absoluut. En dit is wat die besoekers uitbuit op hierdie stadium. Baie swak inskop. Maar Dragons kry dit onder hande. Is daar 'n bal wat nie 10 meter gegaan het nie, maar bal wat gespeel was deur die Wells Dragons en aangeslaan is en dit sal 'n skrim wees vir White Roses. Skare wat lekker saamgesels hier op die Misgyn se sportgronde. Dis dan Hershwin Davids wat die bal in die skrim gaan sit vir die White Roses. White Roses wat sekerlik gaan wil aanval vanaf hierdie posisie af. Skeieregter wat nie heeltemal tevrede is nie. Hy sê manne asseblief luister aan my. Kom dan oor na die diskant toe om dinge van hierdie kant af te bekyk. Hierdie twee stutte wat nie wil reg sê vandag nie. Dis natuurlik Davids wat die bal insit. White Roses. Plaasvervangers wat ook nou opwarm hier langs die veld. Vir die White Roses kan ons vars bene sien binnekort in hierdie wedstryd. Davids waar die bal uitkry. Hy het dit weer uit. Hy gooi dit aan die oorkant. Wyd gespeel. Strafskop daar aan die kant van White Roses.
Wells Dragons wat ongedisciplineerd is met die losgemal. Kan ons weer 'n poging van Donnie Damons sien wat Paal toe gaan aanlê. Wel, hy het 'n redelike lang skop vroeër het hy dit suksesvol gedoen. So ek voorsien nie dat dit 'n probleem kan wees nie. Tussen die 10 en 10 meter stippellyn en die 22 meter kwartlyn. Dis waarvandaan hy hierdie strafskop doen. So wat 44 meter op die... Ongelukkig is hy nie daar nie. Hy het die lengte, maar hy het ongelukkig nie die rigting nie. Dan die bomsquad wat ontplooi word deur die manne van Wells Dragons. Dis dan die man wat daar op die veld opgaan. Hy is in 'n nommer 1 trui. Staan die skrimskakel wat hy dan vervang vir meneer Witbooi. Hy vervang dan meneer Witbooi daar. Nommer 18, nommer 16, 18 en 21. Wat dan op die veld kom vir die White Roses. Dit is dan May Ngalo en Matthews wat op die veld kom vir die White Roses. Varsbeen op die veld nou vir beide spanne. 22 meter inskop, hy gee hom klein en hy word weer gekry. Bal word opgegooi en is die 15 Erasmus wat die bal in die lug op gaan sit. Onder die bal is Donnie Damons. Hy gaan 'n teenaanval loods. Hy's groot en sterk hierdie man. Steeds in besit. Vinnig gespeel deur White Roses nou. Aan die hand van die 8ste man. Ronnie Titus. En dan die manne wat nie 10 meter was nie. En hy kom terug vir die strafskop. Wat gaan hierdie manne doen van White Roses met hierdie strafskop? Telling dan 27-25 in die guns van White Roses. Dis Donnie Damons wat weer die kantlyn gaan opsoek. Kan hy die kantlyn vind? Hy vind die kantlyn net so voor die 22 meter stippellyn. Dis White Roses met 'n baie goeie aanvallende posisie. Kan hulle iets hiervandaan kry, 'n baie goeie geleentheid. Die manne van White Roses dan nog steeds met 14 man op die veld. Calvin Aries, waar Arendse wat daar die geel kaart gekry het vir daai doelbewuste aanslaan. Dis die nommer 16 van White Roses wat die bal gaan ingooi in die lyn staan en Michael Kiewits. Kan Michael Kiewits sy springers vind? Dis die nommer 7 wat vir hom die laaste instruksies gee, Faisal Sondag, die kaptein. Dan kan ons kyk of Michael Kiewits sy springers gaan vind. Hy kan nie slaag om sy springers te vind nie. Omgekeerd te besit en is die nommer 20 van Wells Dragons wat vorentoe beer in Matthews. Ongelukkig foute. Besoekers. Jy sien daai onnodige foute, dit is wat jou baie agterhou en te staan en dit is wat jou kos. Kan hulle dier te staan kom soos daar sien Calvin Arendse wat terugkom van die stoutstoel af. Hy is terug vanaf 'n geel kaart en dis weer 15 teen 15 man op die veld. Dis weer voltallig die tuisspan Roses. Weer voltallig. Hy was waar die bal in die skrim insit. Vaskop lyk dit nou maar vir my. Skeieregter wat nie gelukkig is met daardie skrim nie. Hy sê kom ons kom terug, kom ons doen dit weer. Manne wat nou mekaar bietjie wil hallo sê. Manne wat mekaar net bietjie hallo sê daar. Manne van White Roses verwelkom net weer eens die manne van Wells Dragons van Cabrera. Skeieregter is tussen beide.
Die saak van baie nader af dop. En dit het nou intussen begin koud word hierso. Baie koud wat het word, maar soos ons sien die mense, hulle bly nie weg nie. Dis wit warm water rugby wat ons hier kyk vandag in Misgin. Regstreeks op Heartbeat TV op YouTube. Voordeel vir Roses nou. Amper 'n power aangee, maar toch suksesvol. Arendse nou terug op die veld, pragtig gedoen. Ek het nou gepraat van die onnodige foute. Onnodig, soos jy daar sê. Daai aangee was nie nodig nie. Hou bal in hand. Kyk wat jy kan doen. Maak vas en kry 'n volgende fase. Absoluut, kry die aansluiting. En hou die bal lewendig. Dis al wat hulle moet doen. Kyk, hy pragtige uitsig daar aan die agterkant van op jou skerm, dan kan jy sien die mooi water daar, lyk amper dat is die see, né? Pragtig, Christo, inderdaad. Ja. Het ons 'n baie goeie backdrop daar. Natuurlijk die tuisspan, hulle is voor met hulle neuse in hierdie kragmeting. En nou wil hulle nog punte aanteken. Spel is in die oorkant in die kwartgebied nou van die tuis van die besoekers. Word daar wyd gespeel en word die bal ver afgejaag. Hy is steeds in spel nou. En dan sit natuurlijk Zondag wat die bal daar kry. Steeds in die oorkant. Jy sien hy die stof staan daar aan die ander kant. Nou speel hierdie man aggressiewe rugby. Die manne van White Roses wat nou hierdie wedstryd in die bed wil sit. Ja, hulle is nou oorgeskakel na 'n ander vlak toe nou. En weer eens 'n strafskop toegeken aan White Roses. Absoluut nou. Besluite wat geneem moet word. Hulle besluit om die tikskoppie te vat. Kliphard in. Bus is vol. Omgekeerde besit lyk dit vir my. Bal is afgeneem deur Wells Dragons. Dis Wusani wat die bal in die lug opskop. Maar die skeieregter is nie gelukkig daar nie. Skeieregter wat spel terugbring. Hy gaan gesels met sy lynregter. Lynregter wat dan vir sy skeieregter instruksies gee om 'n strafskop te gee aan White Roses, die tuisspan. Besluite wat geneem moet word deur hierdie manne. En dis White Roses wat besluit om die skrim te vat. Baie goeie aanvallende posisie nou tans vir White Roses. Kan hulle afrond in hierdie wedstryd opreg in die bed sit. Telling dan tans 27-25 is White Roses die tuisspan wat Wells Dragons tans die voortou neem. Bal word ingesit in die skrim deur Davids. Skrim wat vorentoe beer, voordeel word gespeel, agste man wat optel. Vorentoe gebeur deur die agste man Ronwell Titus. Bal besit steeds met White Roses. Hulle is so 10 meter van die doellyn af. Skeieregter wat weer eens op sy vletjie lê. En hy bring spel terug vir die strafskop van die skrim. Weer eens 'n besluit wat geneem gaan moet word deur Faisal Zondag. Gaan hy paale toe aanlê? Gaan hy weer die vinnige tikskoppie vat? Gaan hy die kantlyn opsoek? Of gaan hy weer na sy skrim toe? Dis die tikskoppie wat geneem word. Die bus is vol daar. Daar beer hy deur. En die 3 word toe. Skeieregter keer hom toe. Hy ken hom toe. It's a try for White Roses. 3 vir White Roses in die hoekie. 32-25 dan die telling in die guns van White Roses.
Kan het 34 word? Tony Damons wat weer eens palen toe gaan aanneem om die doelskop te verdoel. Skynskop. Kan hij dat doen? Dat zal verzeker wel meer zekerheid geven in hierdie wedstrijd. Dus kijk wat maakt hij met hom. Hij treft hom. Hij is oor die palen. It's converted. 34 nou. Die tuisspan, hulle is voor met hulle neuse. White Roses wat voor is. Baie gunstige posisie. Besoekers wat haas uit die hoed uit sal moet trek. Plaatsvervanger daar van Wells Dragons. Die man met die nummer 9 trui aan. Hij vervangt die nummer 6 flank. Afskop wat niet 10 meter gaan nie. Het zal een scrum wees van White Roses op die 50 meter stippellijn. Vaste scrum nou in die middel van die veld. Davids gaan die bal insit. Swin Davids, hy sit dit in. En nou sit Baartman wat die bal op sy voete sit. Mooi gevang daar so deur die heel agter van die besoekers. Rasmus. Steeds nou in besit van die bal die besoekers. Dragons. Nou is daar gespook om die bal. Op paar wit rose om hom. Steeds Dragons hier in die klein kantjie. Dan draai hy hom los. Dan word hy omsingel soos 'n klomp hommelbye. Lijnrechter se vlaggie wat dan op is aan die diskant. Hy het sy stewel buitekant gesit. En dit sal 'n lyn staan wees vir White Roses. Dis dan Michael Kiewicz wat gaan kyk of hy sy springers kan vind. Plaatsvervanger Hakker van White Roses. Pragtig gedoen. Vlak voorin gegooi. Hy word dan uitgeboender by die kantlyn. Die man Michael Kiewicz. Het sal 'n lyn staan wees vir Wells Dragons. Zek wat gaan kyk of hy sy springers kan vind. Wells Dragons in gooi lyn staan, bal word afgeneem, omgekeerde besit. Weer die man Michael Kiewicz wat vorentoe gebeur het met die bal. 24 daar, vorentoe beer. Oh, 'n poging vir 'n doelskop. En jy dit glo? Ernstige spook na om die bal, gaan hy uitkom vir die besoekers. Nee, lyk nie so nie. Bal wat beskikbaar is. Ja, tog kom hy uit. So steekskoppie. En die keelgat van Roses nou. Nou kom hulle met 'n teenaanval. Beskikbaar gestel hierso aan die hande van Sondag. Nou sit Davids aan die agterlyn voer. Weer Davids aan die hande van Rasper of Kasper. Maar die oorkant toe nou weer eens. Wat maak hy? 5 punte!
Dis punte vir Roses. Nog 5 punte. Roses wat beslis. Hulle Krane afronding. oopdraai behoorlik. Afrondingsvaardighede saamgebring het in die tweede helfte. Telling strek dan van na 39-25. In die guns van White Roses. White Roses wat die krane nou behoorlik oopdraai. Hier op Misgint Park. Ja, natuurlijk. 34 nou. Of 39 althans. Ongelukkig is hy nie daar nie. So hy gaan bly by 39. Teenoor 25. En daar is nog so 6 minute se spel oor. 6 minute se spel oor. Dat kan dalk net die doodspyker in die kus gewees het van Wells Dragons. Die telling wat bietjie uit hulle bereik is. En hierdie manne van White Roses wat sekerlik besigheid beteken het in die tweede helfte. Die gemoed van Wells Dragons wat gesak het. En dit is White Roses met sterkte in die lig. Nou natuurlijk die bezoekers wat die bal weer gaan in skop. Laatste paar bewegings, die laatste paar minuten. Nou. Spel dan weer vat. Aanslaan daar aan die kant van White Roses. Het sal 'n scrum wees vir Wells Dragons. Net bietjie meer as 4-5 minute se speltyd oor. Kan hierdie manne ietsie doen? 'n Haas het 'n hoed uitpluk. Die taak wat bietjie te groot lyk, maar 'n mens weet nooit. Binne die kwartgebied nou van die besoekers. Waar hy in spel verskuif het. Laaste paar minute. Skeieregter wat steeds nie tevrede is hy. Hy sê nee manne. Maak my gelukkig. Die manne dan nie 10 meter vanaf die strafskop neem. En dit sal weer 'n strafskop wees. Wells Dragons. Dik skopie is geneem. Kan iets van dit kom. Word daar sterk ingehardloop die nommer 3 stut. Aan die besoekers. So quantum taxi en spitsverkeer. Benitez of meters van die doellyn af nou ongekeerde besit nou. Probeer hulle wegkom uit hulle gevaargebied uit. Kan jy dit glo? Aanslaan. Hy kon nie die bal bemeester het nie. Blyk al meer en meer asof White Roses hier die wedstryd in die sakkie het. Michael Kiewits wat aan die lyn staan gaan voer met sy ingooi. Kan hy sy springers vind? Slegs wedstrydbestuur wat gedoen moet word deur die manne van White Roses. Die tuisspan hier vandag op Misgint. Hulle maak hulle mense trots hier langs die veld. Junie maand laas rugby gekyk. Lyk die manne gaan scrum neem. Scrum word geneem deur die manne van White Roses. Hierdie kan dalk miskien die laaste scrum wees. Houses nou. Hy is definitief 'n hoog van daai.
Baie swak skop. Omgekeerde besit nou. Dragons. Hulle is in besit van die bal nou, een vir jou, een vir my. Meter of 2, dan gaan hy grond toe. Bal word dan uitgekrap daar so. Kan nie uitkom nie. Steeds die manne Wales Dragons wat vorentoe beer. Steeds in besit van die bal is Wales Dragons. En van tuisspan White Roses se spelers hier op die naad van sy rug. Lyk my soos 'n kramp. Wales Dragons wat met hulle groot manne voortbeer. Is dit weer Dragons? Hulle is nou binne in die kwartgebied van White Roses. Byna weer foute. So byna. Ja, die wedstryd wat amper iets van die verlede is. Oordeel oor. Bal word veld afgeskop. De 16 wat die bal kan kry nie. Roses, wat maak hulle met die bal? Wat gebruik Die skeieregter sê dis 'n 3. It's a try for Roses. 44 nou. 4:25. Dit is beslis die doodspyker in die doodskis. Die White Roses op hulle tuisveld hier in Misgyn. Wat verseker die manne van Wales Dragons wegsit. En hulle het geen kans om terug te kom in hierdie wedstryd nie. Die wedstryd wat dan tot 'n einde kom hier. Donnie Damons wat van die laaste keer gaan aanlê pale toe. Hy gaan dan kyk om nog 2 punte by te voeg. Telling 44-25. Donnie Damons lê aan pale toe. Dit lyk na 'n baie goeie skop, maar ongelukkig is dit nie daar nie. Steeds tyd vir 'n afskop. 44-25. Telling in die guns van White Roses, die tuisspan hier op Misgyn. Die vyntjie wat al koeler en koeler raak hier op Misgyn. Die mis wat oortrek hier. Maar soos ons kan sien, ons skare bly tussen en teenwoordig hier. Hulle geniet die rugby hier vandag op hierdie Saterdagmiddag. Hulle is uitgehonger vir goeie regstreekse rugby. Vusani wat dan weer. Mas, sorry. Vusani wat dan vir ons dinge gaan. Donnie Damons wat 'n Gary Owen vir ons in die lug opgee, baie hoog. Bal word weer in Vusani se hande. Hierdie vleuel het vandag 'n baie goeie wedstryd gehad. Vusani. Hy word gesambok daar aan die oorkant en dis die skeieregter wat voordeel speel aan die kant van Wales Dragons. Bal word uitgespeel. Hy besluit om self te gaan. Hy word gelak. Dis dan die manne van Wales Dragons wat steeds aanval. Manne van Wales Dragons wat kyk of hulle nie die laaste sê in hierdie wedstryd kan hê nie. 'n Vryskop wat die skeieregter daar gee. Nee, dit is inderdaad 'n strafskop. Vinnige tik. Bal word ingeneem deur die nommer 3. Dis 'n quantum taxi wat daar gaan. Binne buite. Bal is beskikbaar vir Wales Dragons. Kan hulle die laaste sê in hierdie wedstryd? Daar word ingebeer deur die nommer 12 senter. Bal word afgeneem. Bal word afgeskop. Veld afgeskop. Ver veld afgeskop. Die bal wen almal in die kantlyn in. Dis 'n 50-22. Maar dis die skeieregter wat die laaste in die finale sê het. En hy sê hierdie wedstryd is iets van die verlede. En dit is dan die telling, die eindtelling 44-25 in die guns van die tuisspan. Baie dankie dames en here. Ek gaan oor en ek gee vir my vernoot Christo Gawie daar aan die oorkant.
Christo Gawie wat dan daar reg staan met ons speler van die wedstrijd van White Roses. Die mense wat mal gaan hier op Misgin, dit is wit warm water rugby wat hier gespeel is vandag. Die mense wat Christo Gawie omsingel daar op die veld. Ek gee oor vir my kollega Christo Gawie, hy staan daar reg met ons speler van die wedstrijd. Reg, is die einde van die wedstrijd natuurlijk hier op Misgin waar ons hierdie kragmeting aan jou gebring het. Baie tawwe kragmeting gewees. Ek staan nou hier met die kaptein. Dit was 'n oorwinning vir julle gewees. Is dit wat julle beplan het reg aan die begin? Ja, dit is wat ons beplan het van dinsdag aand af. Ons het hier gekom en ons het gesê, onze veld, onze reels, niemand gaat ons kom oorrommel hier so nie. Julle het nog laas Junie maand dink ek 'n tuiswedstryd hierso gehad. Hoe dit gevoel vir jou? Ja, soos ons begin het, my eerste helfte, hier en daar het ons foute gemaakt, maar ons het weer teruggekom naar die basics toe. 2 pakkies in ons speel het. En ons het maar gesê, boys, kom ons weg van onderaf 0-0 en ons gaan vorentoe. Rustyd was julle tydens rustyd toe rustyd aangebreek het julle nie so wat wonders vertoon nie. Wat het die afrigter vir julle gesê tydens rustyd? Ja, ek gaan nou nie die woorde noem wat hy vir ons gesê het, maar hy het ons lelik uitgetrap oor dit, nee, maar ons het onze kop uiteengesit. Almal se harte het dieselfde geklop en ons daarvan na vorentoe gewerk. Dan sê baie geluk vir julle. Is natuurlik die kaptein van White Roses wat natuurlik hierdie kragmeting gewen het. Reg, die man of the match. Meneer, ek het jou dop gehou. Nommer 12 natuurlik op die rug. Baie goed vertoon meneer Damons dink ek. Baie goed vertoon met jou, veral met die skopstewels. Is dit wat julle wou gehad het, wou gekry het uit hierdie wedstryd uit? Ja, kijk, ik wil eerst baie dankie zeggen aan onze vader. En tweedens onze skare. Dat is altijd lekker om zo voor baie mensen te spelen. En ja, project is het weer eens geweest die week. Dat ons kan. En dat is net even naar voren toe. En ik denk ons dat die win verdient. Ons maar voor onze skare ook. Ik ben nog net gevraagd, wat de boodschap heb je voor jullie ondersteuners? Hou aan support. Jullie zal zien. Jullie gaan niet voor niets supporten. Jullie zal altijd ons als overwinnaar zien. Ik denk man of the match, ek dink hulle gaan jou seker so 'n geskenkie of iets gaan hulle vir jou gee, maar baie geluk hoor. Dankie, baie dankie. Daar so sê dan die voorsitter, ek het met jou vroeër gesels. Is dit wat julle kom ons kyk net na die kamera toe. Is dit wat julle wou hê reg van die begin van die kragmeting? Ja meneer, as niks anders nie, as wen. Ons het gekom om te wen en nie vir na vorentoe. Jy sê as jy ander manne wat vir julle kom maak en doen nie op julle veldie. Nooit. Die is Teespark en hier is ons baas. Okay, Teespark. Baie geluk meneer, daar so sê. Reg baie geluk met die wen. Dis natuurlik die manne hierso van White Roses. Hulle sê dis Teespark. Hulle het gekom met 'n plan hierso. Hulle het gesê die plan is niemand gaan vir hulle kom sê op hulle veld en maak en doen nie as hulle reëls. So baie geluk vir die manne van White Roses. Ek wil net gou baie vinnig kyk as ek met die afrigter kan gesels hierso. Dis natuurlik die afrigter van White Roses. Jy sê dit is die uitresultaat wat jy wou hê. Ja, meester. Soos ek gesê het voorheen, ons het hard gewerk om hier te kom. Ons het 'n doel vir onsself gestel en dit het net vrugte afgewerk. Hoe lyk die pad vorentoe nou? Ons moet nou wag vir die results om te sê of watter kant ons gaan speel, of 'n klipplaat of ek kan nie nou die ander span so naam onthou nie, maar hulle is die next challenge in ons pad. Nou sê, baie geluk weer eens en alle sterkte vir julle vorentoe hoor. Baie dankie. Cheers mate. Daar so sê is natuurlik die afrigter van White Roses. Hier is ons spanbestuurder natuurlik hierso Neville. Hoe het jy die dag ondervind sover? Man, soos ek jou sê, grassroots rugby, baie lekker rugby. En soos jy vandag gesien het, hoe is die mense oor rugby in die areas. En dit is van ons meer plaasareas. En as jy kan sien, ons kon nog baie werk in die kante. So, maar dit was 'n baie goeie dag geweest. As jy sien aan die toeskouers is regtig is mal oor rugby. Ja. Nee, absoluut. Die mense is honger hier vir rugby. Neville, baie dankie vir vandag. Alle sterkte hoor. Baie dankie vir die team. Heartbeat
team, Lance, Lee, kameramannen, baie dankie vir julle hoor. Julle was great. Daar so sê, dis natuurlik die jongste stand van sake hierso vanaf Teespark, soos hulle sê, dis hier in Misgin. My naam is Christo Gawie, baie lekker, baie dankie vanaf die hele span, die kameraspan, controllers daar in Sweetie en ook klein Christen wat ook saam met ons gekuier het hier vandag in Misgin. Christo Gawie het vir jou sê, totsiens.